Goeiemôre. Ek kan nou nie sien wie het nou opgekom nie, maar ek gaan nou so 'n geleentheid gee vir 'n klompie mense om maar op te kom, want ek dink ek het 'n lekker storie om vir julle te vertel. En julle is welkom om vrae te vra. Ek gaan kyk of ek van dit kan antwoord as julle in die kommentaar daarop wil antwoord. Maar dit gaan oor my paadjie wat met die diamanthandelaar Louis Liebenberg gekruis het. Ek sien vanoggend op News24, hulle berig nou nogal eksklusief, ek dink is bietjie fresh, maar eksklusief oor Louis Liebenberg wat gister voorlopige bevel in die Hooggeregshof gekry het dat sy 100 miljoen rand in bankrekeninge gevries word. En ek gaan nou nie vir jou jok nie. Ek kry tot in my kleinste toontjie en lekker. Ek weet dis nie behoorlik om jou te verlekker aan ander mense se skade nie, maar ek kry bitter lekker oor hierdie een. En daar's baie redes daarvoor, want die hele saage tussen my en Louis het uiteindelik so 'n bietjie van 'n persoonlike klankie gekry. Baie mense het al vir my begin sê, ja, maar ek het 'n persoonlike fete met Louis Liebenberg wat ek moet begrawe, in plek daarvan om te fokus daarop dat ek maar net berig het oor dit wat hy doen. Nou kom ek begin om vir julle die storie te vertel waar dit alles begin het en hoe dit so 'n persoonlike saak geraak het, en hoe ek hierby betrokke geraak het. Dit was 2018 gewees. Toe kuier ek eendag by vriende hier in Pretoria en hulle vertel vir my van 'n diggroep waaraan hulle behoort en dat hulle die volgende week na 'n gala aan toe sou gaan wat deur 'n beskermheer van die diggroep aangebied gaan word en hy betaal alles. Hy betaal die drank, hy betaal die kos, hy betaal die pryse, die kontantpryse wat die digters kry. En die ou se naam is Louis Liebenberg. En hulle wil asseblief hê ek moet berig daaroor. Ek was toe nog by Monitor en Spectrum by RSG gewees. Hulle wil hê ek moet asseblief berig hieroor want hierdie ou dra dan die saak van Afrikaans op die hande. Ek het onmiddellik koue rings gekry, veral toe hulle sê dat die ou by diamante betrokke is. Toe het ek begin wonder daaroor en maar ek wil nie my vriende se gevoelens seermaak nie. Hulle het duidelik 'n goeie verhouding met Louis gehad en ek het dit daar gelaat. Ek kan nie meer onthou hoe ek uit die saak uitgekom het nie, maar ek het nooit daaroor berig nie. Toe so 3 maande later, toe kontak 'n vriendin van my, Cindy Matthee, my. Sy was toe reeds al in 'n gevorderde stadium met kanker gewees en soos ek sê, dit was hier teen Oktober 2018 rond gewees wat sy my toe kontak. En sy het R40.000 by ene Louis Liebenberg belê, vertel sy vir my. En dis nou sonder dat sy geweet het ek het reeds al van Louis voorheen gehoor. Maar sy laat weet toe sy het R40.000 by Louis Liebenberg belê en hy het beloftes gemaak dat sy binne 3 maande haar geld sou terugkry en plus dubbel die rente en alles. Nou ja, ek weet, almal sê, dis begierigheid en so, maar Cindy was baie siek daardie tyd gewees, en sy het geglo sy kan op hierdie manier 'n ekstra geldjie maak om vir haar kinders na te laat, sou die kanker dan haar lewe eis, soos wat dit inderdaad later gedoen het. Ek het toe ook van ander mense te hore gekom wat dieselfde paadjie geloop het, want toe Cindy begin navraag doen oor haar geld, toe begin Louis haar beledig en op krie maniere te beledig en te intimideer, af te dreig op verskriklike lelike maniere, die tipe boodskappe wat hy vir haar stuur. En dan het hy 'n manier gehad om jou daai wat noem mense dit, geraamte wat jy agter die deur het, te kan vasgryp. Almal van ons het so 'n geraamte. En Louis het 'n manier gehad dat mense hom in sy vertroue neem, of hy het dit nog steeds, en hulle dan vir hom van hulle geraamtes vertel. En as hy eers 'n hou vas op jou geraamtes het, dan is jy amper in die palm van sy hand. En op die manier het baie mense se lewens so in die palm van sy hand begin hou. Hulle afgedreig daarmee, en dan sou hy allerhande verbeeldingryke goed optower. Hy sou byvoorbeeld allerhande afwykende
seksgewoontes aan jou toeskryf, of 'n drankprobleem wat jy sou hê, sou hy dreig om te gebruik. Al die goed het hy altyd gebruik om vir mense af te dreig, en dis die luister, as jy nou verder vir my in 'n hoek wil druk, dan wys ek nou vir jou, hoe druk ek vir jou terug in 'n hoek in. En op die manier het baie mense toe nou nooit hulle geld, laat staan nog hulle ekstra geld, hulle wins gekry nie, hulle het nie eens hulle kapitaal teruggekry op daai beleggings wat hulle by Louis gemaak het nie. Ek het toe later in kontak gekom met Amy. Amy is ook intussen al oorlede aan siekte. Ek dink is kanker, as ek reg onthou, ek is nou nie seker nie, maar sy is ook al intussen oorlede. Sy het vir my baie inligting gestuur, en ek het toe begin om navraag te doen, en ons het 'n klompie mense bymekaar gekry wat toe erken het dat hulle geld verloor het. Maar almal van hulle is te bang om in die openbaar te praat, omdat Louis hulle afdreig, omdat hulle vir hom bang is, omdat hy hulle intimideer. Ek bel toe vir Louis Liebenberg, daar van Monitor se ateljee af, en hy was saam met ander mense, lyk my in 'n restaurant of iets gewees, en daar was 'n geklets agter in die agtergrond, en hy het toe nou sommer so simpel, het hy so met sy tong in die kies, het hy so, ek het baie jammer, maar ek het 'n wors in my mond. Ek so later leer, dis die tipe goed wat Louis sê, dis sy manier van dinge doen, dis sy manier hoe om goed te hanteer. Het so 'n bietjie van 'n afwykende ding oor seksualiteit. Maar nietemin, ek het toe vir Louis gevra, reguit gevra, oor die mense sê, jy vat hulle geld, wat gebeur? Hy sê, maar dit is nie so nie. Maar hy het nie verskoning gemaak nie, hy het nie gesê, hoor hierso, dit is glad nie waar nie. Hy het gesê, ja, maar ek het 'n ooreenkoms met hulle, en die diamant is 'n pryse het geval, so ek kan nie nou hulle geld terugbetaal nie. En so het hy die een verskoning na die ander opgedis. Die een mens na die ander het ek gekry wat my begin bel het. Ek het naderhand gek geword, soveel mense het my begin bel, toe hulle agterkom dat ek besig is met die storie, en dat ons toe nou al 'n paar berigte op Monitor en Spectrum hieroor gehad het. En dan vra jy vir Louis, en dan sê, hoor hierso oom Jan, ek gebruik nou maar vir name sommer net so wat ek uit die lug uitgryp, ek wil nou nie ander mense op die spot plaas nie, maar as ek vir hom sê, hoor hierso oom Jan, sê jy het 500.000 by hom gevat. En dan is sy eerste reaksie, ag, maar weet jy oom Jan, hy's so ou dik gat, nee. En regtig waar, hy's 'n ou sakkelaar, man. Hoe kan jy so ou glo? En dis die tipe goed wat hy gedoen het, elke keer as ander mense my gebel het, en ek gesê het, okay, maar hier's nog iemand wat sê, dat jy sy geld gevat het, dan sou hy allerhande persoonlike beledigings vir die mense toevoeg. En ek het so met die tyd saam toe nou begin leer, dat mense is bang vir Louis Liebenberg, en dat hy hulle intimideer. Wat te verstaan is, want dit is wat hy toe met my ook begin doen het. Daar was byvoorbeeld daardie een video wat hy op Facebook geplaas het, waarin hy hierdie woorde gebruik het, letterlik net so gesê het, hoor hier Isak, daar is geen, hy het my altyd Sakkie genoem, dis die rede vir die titel van hierdie video, het hy vir my gesê, Sakkie, daar is geen hoek te donker vir die mense wat ek ken, om vir jou by te kom nie. Ek het nou al geleer in die lewe, dat mense wat op die manier dreig, gaan nie regtig tot aksie oor nie. Maar, daar's 'n beginsel agter dit alles, wat vir my belangrik was, en daarom het ek toe 'n saak gaan maak by die polisie, van intimidasie, en van afdreiging. En die saak het dadels van gekom, die polisie het, nee wat, kom ons laat dit maar daar, daar het net niks van gekom nie, maar nietemin, die punt wat ek wil maak is, dat Louis Liebenberg, ek skrik nie vir jou nie, jy werk nie nou met een van die mense, wat by jou belê, en wat vir jou bang is nie, en op die manier, wou ek maar net die boodskap oordra. Ek het toe intussen, het ek dit reg gekry, want ek het dit nie reg gekry nie, ek vat nou krediet wat nie na my kant toe behoort te kom nie. Daar is mense
wat toe nou vir my al hoe meer boodskappe begin stuur het, en ek sit net my bril op dat ek kan sien of iemand iets sê en 'n vraag vra. Maar ek het toe nou inligting by mense begin kry, van goed wat hulle op privaat groepe vir my stuur. So ek het toe nou so inside info van Louis en sy bedrywighede gehad. Dit het hom mal gemaak. Dit het hom absoluut stapelgek gemaak. En tot vandag toe nou, dis nou hoeveel jaar later, 2018, 19, 2021, 4 jaar later, nee, kan Louis my nog steeds uitlos nie. In elke video wat hy maak, moet hy iets oor sakkie sê. En ek het al die wonderlikste komplimente gekry, soos die feit dat ek in staat is om diamante uit Namakoland uit te smokkel. Ek het dit blykbaar, daar's 'n klompie wat ek saamgebring het, volgens hom, dat ek die hele media wêreld hier manipuleer in Suid-Afrika, en dat hulle aan my kant is, as hy maar net weet, dat die teendeel absoluut waar is. Al die sulke goed, dat ek verskriklike magte het, en selfs met regeringslui kan saamwerk, om vir hom die lewe hel te maak, en te sorg dat sy besigheid skade ly. Nou ja, ek is trots op wat hy dink, ek kan al hierdie goeders doen. Maar die feit is, so het die een mens na die ander vir my gekom, dan is dit 200.000 rand, dan is dit 1 miljoen rand, dan is dit 3 miljoen rand. Maar die een ding wat by almal aanwesig was, wat met my gepraat het, die een ding wat my geweldig frustreer tot vandag toe nog, is dat niemand bereid is om in die openbaar te praat nie. Almal is bereid om jou te bel, en hulle stuur vir jou hordes en hordes en hordes bewyse van die wandade wat teen hulle gepleeg is, maar hulle wil nie in die openbaar praat nie, want hulle is bang vir Louis Liebenberg. En ek moet vir jou sê, die stemboodskappe wat hulle vir my aangestuur het, wat hy vir hulle gestuur het, die stemboodskappe wat hy op sy persoonlike groep, dis verregaande, die tipe goed wat hy mense toevoeg. Die arme Veronica van Dijk, die DA raadslid, parlementslid, ekskuus tog daar in Namakoland in die Noord-Kaap, het dit ook gekry van sy kant af, en sy het nooit eers iets met hom te doen gehad nie. Sy het hom nog nooit, toe sy weer hoor, toe praat hy van haar. En op die manier het hy hulle lewe ook al begin hel maak. En persoonlike beledigings gestuur, en die sulke goed. Ek wil nie eers op alles aangaan nie, dis verskriklik om te dink, die goed waartoe iemand in staat is, om vir jou te kan sê, om jou te kan toevoeg, en weg te kom daarmee. Want dis eintlik wat gebeur het oor die afgelope klompie jare, is dat Louis Liebenberg kom weg met die feit dat hy mense se geld by hulle vat. Ok, kom ons trek dit terug. Kom ons sê dan nou terwille van veiligheid, want die hofsaak is daarom nou nog aan die gang, om te sê, weet hoe baie mense is daar, wat vir my laat weet het, hulle kry nie hulle geld terug nie. Dan is sy verskoning, ja, maar daar is mense wat hulle geld kry, en dit is so. Daar is mense wat geld gekry, daar is mense wat miljoene rande by Louis Liebenberg gemaak het. Maar dis nie hulle geld nie. Dis ander mense se geld. Dis so 'n swendelary werk. Die geld wat jy gemaak het, is nie omdat jy so slim was nie, en 'n slim belegging gemaak het nie. Jy's deel van 'n skelmspel, waar jy geld by ander mense vat. Dis effektief wat gebeur. En jy weet wat gaan gebeur, as hierdie bevel bekragtig word, wat in die hof op die oomblik is. Daai geld gaan by jou teruggesoek word. Dan gaan iemand wees, wat op 'n dag aan jou deur gaan kom klop, en sê, luister hierso, daai geld behoort nie aan jou nie. Dit was 'n skelmspel gewees. En dit is nie moeilik om raak te gesien het, hoe skelm Louis se besigheid is nie. Dit is 'n skelm besigheid. Ek weet hy wil my dagvaard daaroor, hy wil vir my hof toe vat daaroor. Maar hy gaan moet bewys dat hy dan 'n eerlike besigheidsman is. En daai ding, dink ek, gaan 'n bietjie moeiliker wees, as wat hy dink dit gaan wees. Die feit is, dis 'n lang storie, wat ek nou nie
dae en weke vir jou wil vertel nie. Ons het uiteindelik, het ek met soveel mense gepraat, ek het met 'n voormalige vriendin van hom gepraat, 'n hele paar. En almal wat sê hulle is bang. En toe kom die program Boerevernekers en ons kry die kans om vir Louis op te sit. Daar's heelwat materiaal wat ons kon gekry het vir die program Boerevernekers, maar ons het uiteindelik besluit om die onderhoud wat ons met hom gedoen het te gebruik, dat hy maar homself kan bewys, wat ek dink nogal goed gewerk het. Ek dink hy het vir homself daar bewys dat hy is nou nie Suid-Afrika se eerlikste mens nie. Ek dink daar's 'n groot les vir almal te leer uit 'n storie soos Louis Liebenberg se. Maar ek dink is 'n les wat ons nie almal ter harte gaan neem nie. Daar gaan nog steeds mense wees wat gaan val van ander skelms. Maar mense, daai ou geuite waarheid van as 'n ding te goed is om waar te wees, is waar. Dis waar. Daar is nie 'n quick money making scheme nie. As jy 'n quick money making scheme sien, dan sit iemand anders se geld wat jy vat. As jy wen uit 'n quick money making scheme, dan kan jy maar 99,9% van die tyd weet, jy vat 'n ander ou se geld. Want daar's geen manier hoe jy soveel opbrengs kan kry, sonder dat iemand anders skade ly nie. Dit het ek nou al in al hierdie jare, wat ek oor iemand soos Louis Liebenberg berig, geleer. Die snaakse deel hiervan is, met Louis se obsessie oor my, is, en die feit dat hy wou gehad het, ek moet ophou berig oor hom, is daar 'n hele paar stories wat ek vir jou kan vertel. Kom ek vertel gou vir jou die een, hoe ek Cindy se geld teruggekry. Haar R40.000, want Louis het uiteindelik Cindy se R40.000 terugbetaal. Louis wou mal geword het oor my berigte op RSG, en hy het my gedreig. Hy het my selfs hof toe wou vat. Soveel so dat ek in 'n WhatsApp boodskap, en nou moet jy maar jou ore toedruk as jy sensitief is, maar sy prokureur Walter Niediger, daai ek ken nie ou nie, ek het maar net 'n keer of wat met hom oor die foon gepraat, maar nou stuur hy vir my 'n dagvaarding dat Louis, of 'n kennisgewing dat Louis gaan vir my hof toe vat. En my eerste reaksie is, en die mense wat my ken sal nou maar aanvaar, dit is maar soos ek is, die mense wat my nie ken nie, moet maar ore toedruk. Ek sê toe van, ag, as 'n fok asseblief tog, sê vir Louis, suig my bal. Dis nou natuurlik uiteindelik die storie wat die koerante beet gekry het, toe die interdikt wat hy teen my wou kry, nie in die hof toe gestaan is nie. Maar dit het gegaan oor oor hoe ek Cindy se geld teruggekry het. Louis wou ek moes ophou berig oor hom. Ek sê toe van, wie wat, is reg. Ek sal ophou berig oor jou. Maar kom, ek gaan met jou 'n deal aan. Gee jy Cindy se R40.000 terug, dan hou ek op berig oor jou. En ek beloof dit plegtig. WhatsApp boodskappe vir hom daaroor gestuur en alles. En so wragtig waar, toe val hy daarvoor. Hy het Cindy se R40.000 in 2 of 3 paaiemente terugbetaal. Toe betaal hy R3.000 in my rekening uit. Ek bel of ek sê, Louis, wat se geld is in my rekening? Hy sê, nee, dis om jou te vergoed vir jou deel om vrede te bring en dat jy nog gaan ophou berig oor. Ek sê, Louis, ek soek nie jou geld nie. Ek het dit krasser gestel as dit. Maar baie dankie, ek betaal dit vir Cindy in haar rekening en toe het sy nou so 'n klein bietjie rente gekry. Cindy, hulle het op die ouend, het sy vir my 'n verjaarsdagpresent toe ek 50 geword het, in 'n koevertjie gebring, en daar was kontant in gewees, maar nietemin, ek het die geld in Cindy se rekening inbetaal, want ek wil van Louis Liebenberg niks sê nie. Hy claim ons dat ek om een aand in 'n dronkenskap by hier sou gebel het, om te sê hoe die my karre stik, en ek soek geld by hom om reg te maak. Waar hy in die storie kom, sal ek tot vandag toe nie weet nie, maar hy sweer hoog en laag, dat dit is wat hy gedoen het. Maar op die manier het ons nou Cindy se geld teruggekry, en dit was nogal nie lank daarna,
dat Cindy uiteindelik dood is aan kanker. Iets wat vir my baie hartseer was, en ek is vir baie lief vir Cindy. Ek sien hier's 'n boodskap, ek moet net gou kyk wat staan hier. Kan jy nie die Ivan, jy's baie dankie, ek sal kyk daarna. En dan is hier's nog iemand wat 'n boodskap gestuur het, aspoestertjie storie. Die koets word ergens van poen. Ja, so op die manier het ek toe nou daarom ook vir Louis teruggekry. Die boereverneker ek het toe dit reg gekry om so 'n bietjie te swendel. En toe die geld klaar betaal het, dit was letterlik die week daarna. Toe stuur ek weer die eerste berig op Monitor uit oor hoe hy mense verneek, en hy kan my tot vandag toe nie daarvoor vergewe nie. Die ironie is dat hy het vir my boodskappe gestuur om vir my te sê, hoorie sommer, hoe ruggraatloos kan jy wees? Hoe onbetroubaar kan jy dan nou wees? En ek het baie lekker gelag daar. dat iemand soos Louis die freshness het om vir my te sê, hoe onbetroubaar is ek, dat ek nie by ons deal gehou het nie, maar ek het Cindy's geld teruggekry. So is daar baie ander mense, mense wat gesukkel het in die lewe, wat hulle laaste geld aan Louis toevertrou het, wat skade gelei het. Ek het eendag 'n klomp boodskappe gesien, en dit bestaan waar Louis gesprekke het met betroubare gesprekke oor wat om te doen met sekere van sy bates wat hy op die skelm maniere bekom het wat hy tot dusver gedoen het. So daar is baie goed daar, maar mense is te bang om dit vir ander mense te wys, en ek wil hulle nie betrek nie, ek wil nie vir hulle op 'n spot plaas nie, hulle moet uiteindelik self besluit om uit te kom. Maar dis my storie oor Louis Liebenberg. Dis die storie waarin ek al sedert 2018 werk. Toe niemand in die media nog regtig daarin belang gestel het nie. Niemand het berig daaroor nie. Die enigste tye wat hulle daaroor berig het is oor die interdik wat Louis teen my wou kry. Ek het getwyfel of daar ooit 'n dag sal kom dat die ou vervolg gaan word. Nou, ons is nou nog nie daar nie. Daar is nog maar steeds 'n ondersoek aan die gang, maar dis dan al regtig 'n groot stap vorentoe. Dat die rekeninge van hom gevries is, dat daai geld nie toeganklik is van hom nie, en ek hoop regtig, want dis eintlik die ding wat ek vir mense wil sê. Ag, hemeltjie tog, asseblief, moenie jou geld by Louis Liebenberg belê nie. Moenie vir nuwe triks val nie, jy gaan nie jou geld terugkry nie. En as jy geld kry, as jy 'n groot wins gemaak het, dan moet jy so lank begin geld bymekaar sit, want ergens vorentoe gaan jy moet terugbetaal wat jy gekry het, want 'n skelm geld. Dis nie jou geld nie. Dis geld wat op maniere by mense bekom is wat oneerlik is. Maak nie saak hoe jy dit sê nie, maak nie saak hoe lasterlik dit ook al klink nie. Dit is nie op die regte manier bekom nie. Nou ja, daar's baie stories wat ek nog oor Louis Liebenberg kan vertel, maar ek gaan vir julle te lank besig hou. Die punt is, daar is nou uiteindelik vordering. En ek is verskriklik bly daaroor. Ek weet dit is nou is nie baie objektief nie. Maar ja, baie mense het my gesê, hoorie so, maar stop hierdie fete wat jy met Louis Liebenberg het. Ek het nie 'n fete gehad nie. Ek het berig oor die ou. En freaking hell, want hy is my Esmagashule gewees. Hy's nou nog. My Esmagashule gaan hopelik binnekort met sy gat in die tronk sit. Freaking hell, ek hoop dit. Lekker dag, shorts, en steek hom stinkie. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die Metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal.
Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nuuspot, onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.